Net hierna in die nuus, François Lou sing vir ons oor die ontwikkelinge van ons reënboognasie. Hy noem dit klaar geklaar. Man stres, om elke hoek en draai is 'n dwelmnis. Grond word vir onteiening gemerk, al soek jy ook, jy kry nie meer werk. Kabels word gesteel en krag afgetap, almal maak beloftes, net vir die grap. Sapiro teken prentjies van Zuma rep die lome, Lema sing te lekker, elke net sy flow. Maar ek is klaar, klaar, klaar. Klaar, oor Suid-Afrika. Ek is klaar, 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 oor Suid-Afrika. Dis die waterkloofdier, hy reis plesier, en koswak by die trooi, onbekostigbaar dier. Rentekoerse styg, terwyl die rand daal, almal net te sien, hoe selfs die slimmes val. Rassisme is 'n beeld waarop almal wil blaas, 'n boer nie meer, 'n boer op sy plaas. Die koerante het die perd al gery, maar hy ry ook nog 'n keer vir die lekker kry. Ek is klaar, 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 oor Suid-Afrika. Ek is klaar, 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 oor Suid-Afrika. Agter in die tonnel is 'n lig wat skyn, 'n son wat probleme soos die mis laat verdwyn, 'n kruis en 'n boek waarin ons antwoorde soek, 'n reënboog vol belofte op die skouer se doek. Want ons draai, ja ons draai, die kruis vir Suid-Afrika. Want ons draai, ja ons draai, die kruis vir Suid-Afrika. Want ons draai, ja ons draai, die kruis vir Suid-Afrika. Want ons draai, ja ons draai, die kruis vir Suid-Afrika. Amen. Hoe's daai sang vir julle, hè? Hoe's daai sang vir julle? Klaar geklaar, ons dra die kruis vir Suid-Afrika. Nou hierdie sang het ek die eerste keer gehoor. Hierdie ou se naam is François Lou. Nie Springbok rugby speler nie. Seker maar familie ergens langs, want al die Lou's is maar seker maar vriende en familie van mekaar. Maar hy het hierdie sang gesing en ons het hom die eerste keer dat ek hom gehoor by 2013 se KAK&K. Toe het hy hierdie sang gesing, klaar geklaar. En hierdie sang was vir my nogal redelik treffend geweest en ek het na hierdie lied geluister en hierdie lied was vir my 'n inspirasie geweest. Dit het nie net op 'n intellektuele vlak met my gesels nie, dit het my baie dieper gevat. Dit het my eintlik op 'n geestelike manier raak gevat. En dit het my gemaak dat ek bietjie kyk na my eie lewe om te sien hoeveel moan ek en hoeveel kla ek. Hulle kon my miskien op 'n stadium mouner van ek begin noem het. Want ek het gemoun oor alles, gemoun oor dit, gemoun oor dat en dit. Al die goed. Ek het 'n ondankbare hart in my gehad. Maar dan kyk ons net die lied. En wanneer die lied begin, dan sing François Lou, dan sing hy oor 'n klomp goeters. Hy sing daarso oor die hoë misdaadsyfer. Hy sing daar oor die kospryse wat so hoog gaan, oor die rentekoerse wat so hoog gaan. Hy sing daarso oor die hoë belastings wat ons heeltyd moet betaal.
Hy sing hierso van verskillende goeders oor die korrupte politici en ons ministers. Sing oor swak onderwys. Hy sing daaroor dat ons mense werklik waar nie meer vir mekaar omgee nie. En dit waarvan Franswa tog sing, is tog die waarheid, is dit nie? En as ons na ons eie omstandighede kyk, as ons rondom ons kyk, en ons begin waarneem wat rondom ons aangaan, wat besig is om rondom ons te kan gebeur, dan kan ons ook sê, man, ons het natuurlik rede om te kla oor Suid-Afrika. Ons het rede om daaroor te kla. Maar kom ons kyk bietjie na die Wesrand, die klaagliedere van die Wesrand. Nou toe ek jare terug in CMA was daar 'n ou goeie vriend van my, Dirk Besuidenhout. Dirk se bynaam was Brombeer geweest, tot ons het verander het na die klaagliedere van Dirk. Want Dirk het gemoun en gebitch soos jy nie kan glo nie. Ek mag seker bitch sê, nee, dit is klaar. Dit is klaar. Hy het gevroue hond oor alles. En hy het gemoun oor alles. En toe noem ons hom klaagliedere van Dirk. Maar weet jy wat is eintlik iets wat ons voor hy met uitgespreek het? Ons moet dit nie doen nie, maar jy weet, as ons kyk na ons eie klaagliedere, die klaag waarmee ons sit, die probleme waarmee ons sit. Kom ons kyk bietjie na die Wesrand. Wat gaan nie aan die Wesrand aan? As nie probleme met die elektrisiteit is nie, dan is probleme met die water. En as die water uitgesort is en die elektrisiteit is uitgesort, dan word ons nou oorlaai nog met hoë rekeninge, met grondbelasting, met elektrisiteitsbelastings, met allerlei heffings en allerlei ander betalings wat ons moet maak. Oral waar ons gaan, dan sien ons eers maar hier betaal jy dan vir 'n koolkop R40. Gelukkig eet ek nie kool nie. Ek eet hoender, die ander groente. Nee, ek eet ook nie meer hoender nie, want ek het salmonella se prys gekry vir daai ding. Ek eet Nando's. Die dienste wat ons het, dit gaan agteruit. Dit word sleg. Jy gaan na 'n plek toe waar jy moet diens kry. Die diens is so swak, jy wil opgooi. Jy raak naar van swak diens. Maar jy moet tog daar wees, want jy kan nêrens anders heen gaan nie. Ons kyk na ons paaie is flenters, man is potholes left, right en center. Ons kyk na die mense wat op die pad ry. En ek praat nie net van taksies nie, ek praat van almal. Ek praat van bikers ook. En ek praat van karryers en cages en ek praat van almal wat die paaie gebruik. Dan kyk ons bietjie, hoe onveragsaam ons al die reëls en regulasies, asof dit nie bestaan nie. Boonop is 'n mens nêrens nog veilig nie. Die buitelanders en die uitlanders wat hier in ons land is, man, jy kan nie eers in jou eie huis ingaan nie. As jy by jou huis aankom, dan sit 'n alarm en is 'n elektriese heining en is diewering en is dit en is honde wat byt en is tande en allerlei goed en jy het 'n saag om hulle tande skerp te maak dat hulle meer kan byt en jy het al hierdie goeders wat jy moet insit om jouself in jou eie huis veilig te hou, want die uitlanders val jou in jou huis aan. Hulle roof jou en hulle maak ons mense dood in ons eie huise. En dan wat van ons eie mense? Ons eie mense doen dit ook. Ons eie mense werk saam met die uitlanders. Ons eie mense val ons ook aan. Man, hoeveel van ons sit hierso wat al deur vriende, broers en susters ingedoen is, geldelik? Hoeveel van ons wat hierso sit, is al ingedoen deur hulle? Hoeveel verlies het ons al gelei deur my broer? Ek sal saam met jou staan. Sy aan sy, ek het jou rug. Ek het al hierdie goeders en ons praat daaroor. Hoeveel van ons is al ingedoen deur al hierdie goeders? Ons eie mense roof ons. Ons eie mense steel van ons eie mense vermoor ons. Het ons nou by die kerke voorval gehad waar 'n ou R13.250 van die kerk gesteel het? Ons het hom toegesluit. Ons het vergewe, sluit ons hom toe. Hy het gesaai, nou maai hy. Dis 'n skelm man. Hy wou die volgende dag ons geld teruggee, maar hy sou 'n ou het 'n huis van R65.000 ingedoen het die volgende dag om ons geld terug te gee. 'n Ou het huis waar ou mense sit, wat se kamers geverf moet word, waarvoor kos gekoop moet word, waarvoor 'n stoof gekoop moet word. Hy sou hulle ingedoen het met 65. Ons steel van onsself af. Ons eie mense, die wat wet en orde moet handhaaf, die polisie, die metro en al daai goed. Daar's fantastiese mense daar, daar's wonderlike mense, maar soveel van hulle is vasgevang met 'n kriminele element saam met hulle. Want die meeste van die tyd, of baie tyd, is hulle ook die mense wat jou tog roof. Is hulle die mense wat geld by jou vat, omkoop geld. En jy weet as jy dit nie gaan betaal nie, gaan hulle jou grind, hulle gaan jou toesluit. Man, ons is in 'n vieslike sespoel vasgevang. En hoeveel keer werk hulle nie saam met die kriminele element nie? Hoeveel keer is hulle nie die mense wat omkoopgeld van die krimineel vat om hulle te laat gaan nie?
Hoeveel kere is hulle nie die mense wat geld ontvang om 'n docket te laat wegraak nie, van die ou wat van jou gesteel het, wat jou geroof het, wat jou leeg gemaak het, te laat vrygaan, en jy kan niks, maar niks daaromtrent doen nie, en jy raak kwaad, en jy raak briesend, en wat doen jy? Baie van die tyd vat jy gereg in jou eie hand, baie van die tyd dan sondig jy leef in 'n ding waar jy net iets wil breek, en dis sy gesig wat jy wil breek, en wat help dit jou, wat baat dit jou aan die einde van die dag? Praat ek nie eens van die swak voorbeeld wat ons ministers vir ons in hierdie land stel nie. Ek praat nie politiek nie, man. Glo my, ek het vir die regering gewerk, want die wit minister net soveel gesteel, het net slimmer gesteel. Hulle het goed reggemaak en dan steel hulle. Nou steel hulle en dan sê hulle, wat is oor om reg te maak? Oh, we don't have money. Die liefde vir geld. Ons sou self miskien dan moet inpraat, deur te sê dat ons is daarom Christene wat 'n ander perspektief op die lewe het. Ons kyk in 'n ander manier na die lewe. Maar kom ek sê dit vir jou, ons Christendskap self is in bedreiging vandag. Ons Christendskap is in bedreiging. Soveel regte, soveel voorregte is al van ons ontneem, en dit wil voorkom asof almal in 'n veralgemening van godsdienst wil inval, waar hulle sê alle godsdienste is fyn, alles is okay, alles kom by die Here uit, of jy nou glo in die bos, of in Peter Pan, of in Dagga, of in Ganja, of in feetjies, of in wat ook al, jy sal by die Here uitkom, leef net 'n goeie lewe. Dis tjol, man. Dis groot tjol. Is 'n hoop tjol. Daar's net een manier, en dis God homself. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God van die Bybel, die Christelike God. Dis die enigste God, dis die enigste manier om tot redding te kom. Daar is geen ander godsdienst. Elke ander godsdienst is vals. Elke ander godsdienst is verkeerd. En ek sal dit daarby staan. En ek glo elkeen van ons sal daarby staan. Elke kind van God behoort daarby te staan. Ons kan nie ander godsdienste aanvaar nie. Ons kan die mense respekteer, maar ons kan nie aanvaar oor wat hulle vir ons wil preek nie. Dat Jesus nie God was nie. Dat die Heilige Gees nie bestaan nie. Dat God almal hemel toe sal laat gaan, want hy is 'n liefdevolle God. Al die nonsens wat gepreek word. Man, ons moet teruggaan na die woord van God, en ons moet die woord van God vat, en ons moet volgens die woord van God lewe. Dis die boek waarin ons moet kyk, man. As ek 'n TV of iets kry, dan los ek die manual, en dan sit net plaaks en al sulke goeters. Dan werk niks. Dan wys my televisie nog agterste voorhok. Dan weet ek nie wat aangaan, dan sê my laaitjie vir my, het pa die instruksies, die manual gelees, en sê ek, nee seun, maar dis mos nou eenvoudig, jy plak, pa? Ok, dan lees hy dit, hy doen dit, en alles werk. Ons sit in ons lewens met goeters, ons kla oor alles, maar die manual van die lewe, lê op ons bedkassie, onoopgemaak, lekker diglaap op stof, want dit is 'n heilige boek, die bediende moet hom nie eers afstof nie, hy is heilig, hy is so heilig, ons lees nie eers uit hom uit nie. Ons kyk na die geweldige invloed van die islamitiese staat, wat hulle in die wêreldpolitiek al beding het, wat hulle besig is om te doen, hulle het duisende Christene doodgeskiet, maar hulle het hulle op strepe gesit, dan loop hulle so verby, dan skiet hulle so een vir een in die kop, kinders, vrouens, mans, die hele lot, skiet hulle mense dood, Christene wat daarop gestaan het, wat geweier het, om op te gee op God, wat geweier het om te sê, Jesus Christus bestaan nie, hulle het gesê, Christus bestaan, hy is my redder, hulle het gesterf vir hulle geloof, en hier sit ons in 'n vry land, ons sit in 'n vry land, maar ons moan en bietjie oor alles, en ons verkoop ons waardes, ons laat ons waardes val, en ons val in na 'n wêreld toe, en ons gryp die wêreldse waardes aan, want dis tog hierso waar ons moet wees. Man, God het ons nie geroep om soos die wêreld te wees, hy het geroep ons in die wêreld te wees, maar om vir hom te leef. Dis waarvoor God ons geroep het. Ons moet ons lig laat skyn. God sê vir ons is die sout van die aarde, ons is die lig van die wêreld. Dis wat God vir ons sê. Nie word dit nie, julle is dit. Die islamitiese staat gaan 'n groot probleem word, is 'n bedreiging vir ons geloof. So ons kan waarskynlik sê, ja, ons het rede. Ons het rede om te kla en benoud te wees oor ons toekoms. Ek wil vir julle uit Psalm 80 uitlees. Nou Psalm 80 is 'n geskiedenispsalm. Hy is geskryf deur Asaf. Nou Ephraim en Manasse, dit is die nageslag van Josef, en Benjamin, dit is die 3 tribes hierso. Hulle is weggevoer plus minus so 722 voor Christus deur die Assiriërs. Hulle is weggevoer as gevolg van hulle rebellie teenoor God.
En nou kom Asaf en hy skryf hierdie psalm en hy bid tot God, dis 'n smeekgebed tot God. En hy roep tot God dat God dat tog hierdie 3 tribes genadig sal wees en dat God hulle weer sal help. So ek wil gou hierdie psalm vir julle lees, ek gaan van vers 2 af lees. Luister tog, herder van Israel, u wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, u wat oor die gerubs troon, gerubs is engele, verskyn tog aan ons. Openbaar u mag aan die stamme Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons tog. Laat dit weer met ons goed gaan, o God, verskyn tog tot ons redding. Here almagtige God, hoe lank nog sal u afsydig staan teenoor die gebed van u volk? U het aan ons trane vir kos gegee en vir ons 'n beker vol verdriet laat drink. U laat ons bure teen ons veg en ons vyande lag oor ons. Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. U het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal en dit hier kom plant nadat u die nasies uitgedrywe het. U het vir hom plek reggemaak, sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem. Hierso praat hy spesifiek toe God vir die Israeliete uit Egipte uitgevat het en na die beloofde land van Kanaan toe geneem het. Sy skaduwee die berge oordek, sy ranke die magtige seders. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufraat. Waarom het u die mure om hom kom afbreek? Al die verbygangers stroop hom, die wilde varke uit die bos verwoes hom, gediertes uit die veld vreet hom op. Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm u weer oor hierdie wingerdstok. Neem hom weer onder u sorg. Hou in stand wat u met u eie hand geplant het, die wingerdstok wat u vir uself gekweek het. Laat die wat hom soos onkruid verbrand het, deur die oordeel te gronde gaan. Hou u hand oor die mense wat u uitgekies, of wat deur u uitgekies is, oor die volk wat u vir u groot gemaak het. Dan sal ons nie weer van u af wegdraai nie. Hou ons aan die lewe, dan sal ons u naam aanroep. Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Nou hier in Psalm 80 vanaf verse 4 tot 7 is daar 'n duidelike voorbeeld van hierdie absolute magteloosheid wat die volk ervaar. En hoe hulle dan by God pleit, laat God tog weer tot hulle redding sal kom en laat God hulle omstandighede weer sal kom verander. Net die feit dat hulle bid en vra dat God asseblief moet terugkom, wys daarop dat daar 'n verandering was, want toe hulle in die land van Kanaan ingelei is, was God saam met hulle. God het hulle behoed, God het hulle bewaar, God het hulle geplant soos 'n wingerdstok. God het na hulle omgesien en alles het goed gegaan. Maar nou, uit hierdie Psalm, kan ons sien dat daar 'n groot benoudheid by die volk van Israel is. Asaf kom en hy pleit tot by die Here. Hy vra asseblief, help ons. Inteendeel is so erg, hulle lees daar so, Asaf skryf daar so, hy sê, Here, u staan afsydig teenoor ons. En dan verwyd die mense ook nog vir God, dat hulle ellende so groot is, dat trane en verdriet omtrent die enigste kos is, wat hulle kan inkry. Psalm 80 verse 4 tot 7. Laat dit weer met ons goed gaan, o God. Verskyn tog tot ons redding, Here almagtige God. Hoe lank nog sal u afstydig staan teenoor die gebed van die volk? U het aan ons trane vir kos gegee en ons beker vol verdriet laat drink. U laat ons bure teen ons veg en ons vyande lag oor ons. Nou die pleidooie van die skrywer van hierdie Psalm is 'n baie mooi relaas om hierdie argument te kan begin en laat ons hierdie argument kan raaklees. Hy wys daarop vir God. Hy sê, God, jy is die ene wat ons uit Egipte uitgevat het. Jy is die ene wat ons gelei het na Kanaan toe. Jy is die ene wat ons hier kom plant het. Jy het 'n spesiale band met ons gesluit. Ons het 'n spesiale verhouding met jou. En hy vergelyk die volk van Israel met 'n wingerdstok wat God nou gevat het uit Egipte uit, deur die woestyn vir 40 jaar en toe gaan plant het in Kanaan. En hierdie wingerdstok is God se trots. Is God se volk, is God se uitverkore mense. Hy het dit moet sorg, het God hierdie volk opgepas. Maar as gevolg van hul ongehoorsaamheid, as gevolg van hulle eie wil, as gevolg van hulle eie sondes, het God hulle oorgelaat aan hulle sondes en teruggetree. En daar verloor hulle die dekking, die beskerming van God. Hulle verloor hulle verhouding met God, want hulle het gekies om in sonde te bly. Hulle het verkies om teen God te rebelleer. Hulle het verkies om vir God een kant toe te stoot en self so op hulle eie borste wil slaan. George of the jungle. Watch out for that tree. En toe kom hy boom van die Assiriërs en hy vat hulle weg in ballingskap in.
Psalm 80 weerspieël die volk se hinkering, hulle gebede en hulle diepste wense dat God hulle omstandighede sal verander. Vir honderde jare is dit hulle begeerte. Vir honderde jare is dit hulle begeerte dat God hulle omstandighede sal bring en dat God herstel sal bring vir hulle. En deur die profete maak God dit bekend dat hy vir hulle 'n verlosser sal stuur en dat daar 'n verlosser vir die volk sal wees. So gedurende hierdie tyd, hierdie honderde jare, leef hierdie volk heeltyd in hierdie afwagting dat God weer vir hulle sal wees soos in Egipte, dat God soos hy hulle uit Egipte uit die verdrukking uitgevat het, dat God weer tot hulle redding sal kom en hulle weg sal neem en hulle sal bevry. Dan kan hierdie volk weer afhanklik van God wees. Dan kan hierdie volk weer terugkeer na God toe. Psalm 80 is 'n smeekgebed op God se redding. Dit word opgevolg met 'n belofte of onderneming van die volk se kant af, dat hulle weer aan God gehoorsaam sal wees, dat hulle weer God se naam sal verheerlik, dat hulle weer God se regmatige plek sal gee, dat hulle weer vir God sal toelaat om te heers in hulle lewens en te heers oor die volk. Want wanneer God in jou lewe heers, wanneer God oor die volk heers, dan sal daai volk, maak nie saak wat rondom hom aangaan nie, dan sal daai volk beskermd wees. Ja, ons sal nog steeds in die wêreld wees, ons sal nog steeds die issues hê, ons sal nog steeds al die probleme hê, maar ons sal onder die dekmantel van die Allerhoogste wees, ons sal onder sy skaduwee bly beweeg. Met ander woorde, ons sien 'n baie duidelike ding hier, sodat daar 'n hoop op die verlossing is, en dat dit nie 'n eensydige saak is waar die volk bid en God moet weer iets doen en dan vat ons net weer glorie vir onsself nie. Die volk sê, Here, red ons, help ons, vat ons uit hierdie uit. En dan wanneer dit gebeur, dan is ons weer terug by U en ons loof U en ons prys en ons herstel die verhouding. Ons sal ons kant ook bring, Here, maar ons het U hulp eers nodig. So moet ons ook leef. In hierdie afwagting, in hierdie hoop op God. Ons kan ons regtig baie goed vereenselwig met die laaste 2 teksverse van Psalm 80. Waar die digter, hy gryp na God. Hy roep na God, dat God die omstandighede sal verander. Psalm 80 verse 19 en 20. Dan sal ons nie weer van U wegdwaal nie. Hou ons aan die lewe, dan sal ons U naam aanroep. Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Nou kyk waar hierdie volk is, man, hulle het vir God gehad, hulle het alles gehad, alles het goed gegaan. Selfs toe dit goed gegaan het, toe moan en groan hulle oor alles. Hulle het nie kos nie, hulle het nie water nie, hulle het nie dit nie, hulle het nie dat nie, hulle moan ondankbaar. 'n Ondankbare hart is 'n vieslike ding. 'n Ondankbare hart maak soveel mense seer. Jy doen jou bes vir mense. Jy doen jou bes vir jou familie, jy doen jou bes vir jou kinders, jy doen jou bes vir wat ook al. Maar as daar 'n ondankbare hart is, dan skeer dit jou uitmekaar uit. Jy het alles gegee vir hierdie mens, alles vir hierdie persoon. 'n Ondankbare hart. Wat sê hulle, die makste hond by die seerste? Want jy verwag dit nie van daar af nie. Dis een gedeelte. Ek wil gou gaan na Openbaring. Ek gaan net gou so, ons tyd is amper verby. Ek wil gaan na Openbaring toe, Openbaring 7 vanaf verse 9 tot 17. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en hulle het voor die troon van die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangetree en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep: ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, dis nou vir Johannes, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie, want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog.
In hierdie aangrypende visioen wat Johannes beleef hierso, speel daar tonele af oor hoe God met ongeregtigheid deel, hoe hy met sonde deel, hoe hy met Satan deel. En Johannes is weggeruk in 'n visioen en hy sit in die hemel en in die hemel speel hierdie dinge voor hom af. Hy sien al hierdie verskriklike dinge. Hy sien 'n menigte mense, 'n groot groep mense wat om Jesus gestaan het en wat aan Jesus eer en lof en prysing bring. Nou teenoor die verdrukking wat die gelowiges in die Nuwe Testamentiese tyd beleef het, moes dit dikwels gewees het dat hulle gedink het, hulle gaan tot niet, hulle beteken niks, hulle is klein en hulle is min en hulle lewens gaan tot niet wees, dit beteken niks vir niemand nie. Maar Johannes sien nou hierso, 'n groot skare van elke nasie, van elke stam, van elke volk en van elke tong wat rondom die Here bymekaar gebring is. En hulle aanbid God, en hulle loof God, en hulle eer God. En Johannes vra toe vir een van die ouderlinge wat voor die troon van God is, en hy vra vir hulle, wie is hierdie mense? En die ouderling sê vir hom, dit is die mense wat getrou gebly het aan God, deur al die beproewinge. Deur al die beproewinge het hulle getrou gebly aan God. Dis soos Frans aan die begin gesing het. Ongeag die hoë misdaadsyfer, ongeag die korrupsie, ongeag die moeilike omstandighede, ongeag die hoë kospryse, ongeag al die belastings, ongeag die korruptheid in ons land, ongeag hoe mense ons seermaak en nie vir ons omgee, ongeag alles, is dit hulle wat getrou gebly het, waarvoor God hulle geroep het, getrou gebly het aan God, vir God bly aanbid het, vir God bly loof het, ongeag die omstandigheid, wat nooit opgegee het op die hoop, wat hulle in God gehad het nie. Dis hulle, van elke volk, van elke stam, van elke nasie, van elke tong, wat voor die Here is, wat op hulle knieë neer is, saam met die engele, hulle oë toe afgebuig, na die grond toe, en die God aanbid. Dis hulle. Dis die mense, wat aan Jesus Christus vasgehou het, wat gereinig is deur sy bloed, wat die reg gekry het, om in die koninkryk van die Here, van die Vader in te gaan. Maar die wonderlike wat Johannes in hierdie visioen ervaar, is die saligheid en die vrede en die hoop wat in hierdie mense is. Hy sien dit. Hierdie mense het 'n vrede. Hierdie mense het 'n saligheid. Hierdie mense het 'n gerusheid, want hulle is in die fisiese teenwoordigheid van hulle God, waar niks hulle kan seermaak nie. Geen menslike regering, geen menslike persoon. Hulle is in die teenwoordigheid van God en Johannes sien dit. Hulle kry die versekering dat God saam met hulle sal wees. Nou onthou, die gelowiges reg deur die eeue het ontsettend swaar gekry. Ontsettend. Selfs in die ou tyd, in God se tyd en ewen voor dit, het mense hulle gespot en verneder. Het mense hulle verdryf uit die stede uit. Het mense hulle gevangene geneem as slawe. Het mense hulle gevat na die sport toe waar hulle in 'n hok gegooi word of in 'n arena gegooi word saam met wilde diere as 'n sport en as DStv vir die ongelowiges. As 'n supersportkanaal word die gelowiges tussen leeu's ingegooi, tussen bere ingegooi. Dan moet hulle met kaal hande gaan beklei en dan juig die mense wanneer die Christene uitmekaar uitgeskeer word. Selfs vandag, Christene, kind van God, word verstoot. Hy word verag, hy word verwerp, hy word verneder, hy word vermoor, hy word verdruk, hy word verafskie, hy word vervolg. Selfs vandag nog. Maar in hierdie visioen word vir Johannes gesê, hulle sal nie meer honger nie, en hulle sal nie meer dors kry nie, die son sal hulle nie brand nie, en 'n hittegloed ook nie, want die lam, dit is Jesus Christus, wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees, en hulle sal na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. Wat vir my aangrypend is van hierdie toneel, al daai duisende, miljoene mense, wat so voor God eerbiedig is, voor God kniel. Ergens in daai ou se lewe het hy ook hardships ondervind. Ergens in daai vrou se lewe was daar ook 'n moeilike tyd gewees. En ergens in daai persoon se lewe moes hulle ook seker op 'n punt gekom het waar hulle gesê het, ek het rede om moedeloos te wees, ek het rede om te kla. Hulle het ook waarskynlik na al die onreg rondom hulle gekyk, na alles wat verkeerd gaan, na hoe hulle vriende hulle in die rug steek, hoe hulle ingedoen word, hoe hulle vervolg word. Hulle het na al die goed gekyk, maar hulle het uitgeroep na die Here toe.
soos die psalmdigter van Psalm 80, Asaf, so het hulle waarskynlik ook uitgeroep, Here almagtige God, hoe lank nog sal U afsydig staan teenoor die gebed van die volk? U het aan ons trane vir kos gegee en 'n beker vol verdriet laat drink. U laat ons bure teen ons veg en ons vyande lag vir ons. En tog wil God deur hierdie visioen, wil hy vir hierdie mense, hierdie gelowiges, wil hy vir hulle hoop gee dat daar 'n dag sal aanbreek, dat hulle veilig by hom sal wees. Hulle sal altyd daar by hom sal wees. En daar staan tog in Openbaring 7 geskrywe, hulle sal nie meer honger nie, hulle sal nie meer dors nie, die son sal hulle nie brand nie. Ek lees dit weer, want dit is belangrik dat ons mense dit hoor, dat ons mense dit verstaan, dat ons mense dit sal vat. Die son sal hulle nie brand nie, hittegloed ook nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees, en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. Kom ons begin vandag ons attitude verander. Kom ons begin ons oë op God hou. Ons vertroue in God stel, na God kyk, na God gryp, God aanbid, God loof, God prys, God se voete vasgryp. Hom vashou. Al skop die wêreld ons, moenie laat los van die Here af nie. Ons moet weet, Jesus Christus is ons redder en ons verlosser. Al wen ons alles op die aarde, al wen ons al die games en ons het ons al die geld en die karre en die bikes en die huise, jy gaan sonder dit na jou eindbestemming toe. Sonder dit, hemel of hel, in jou hande, jou besluit. Kom ons sien met verwagting uit daarna, wanneer God weer kom, wanneer God ons kom red. Wanneer God ons sal verlos van hierdie swaar kry, van hierdie moeilikheid, van hierdie hartseer, van al hierdie verdriet, van al hierdie ongeregtigheid en onregverdigheid. Kom ons begin met blydskap daarna uitsien, dat Jesus Christus ons herder is, wat ons sal lei, wat ons sal beskerm, wat die verlore skaap sal gaan soek, wat die verlore skaap sal terugbring na die kudde toe, en hulle veilig sal vat na hulle hokke toe. Dat hy vir ons kos sal gee, die brood van die lewe, dat hy vir ons water sal gee, die water van die lewe. Dit mag dalk so lyk, dat ons in ons lewensomstandighede rede het, en voel ons het die reg om te kan kla. Wanneer ons kyk na ons eie lewensomstandighede, wanneer ons kyk na ons land, wanneer ons kyk na die toekoms van die kerk, kan dit dalk so voel, asof ons 'n magtelose stryd voer. Ek vra hulle die orkes opkom asseblief. Dit kan voel dat ons 'n magtelose stryd voer. Dit kan vir ons voel dat dit bitterlik moeilik is om deur al hierdie goeters te gaan en al hierdie ongeregtigheid en niks gebeur nie. En jy sien dit, mense kom weg met al hierdie goeters. Maar weet jy wat, soos Paulus en Silas gedoen het? Hulle het nie ge-worry oor wat aan hulle omgee nie. Hulle het gemik. Hulle het gefokus op God. Hulle het God begin aanbid ten midde van die ongeregtigheid, ten midde van die verdrukking, ter midde van alles wat verkeerd was in hulle lewe, het hulle gefokus op God, en toe hulle gefokus op God en tot God aanroep en tot God bid, het God die dinge vir hulle begin verander. God het vir hulle krag deur die Heilige Gees gegee. God het gemaak dat die wêreld skud vir daai twee manne. God nooi ons om al ons klagtes en ons onsekerheid te vat en dit by hom te sit en nie in die hoop op die wêreld te plaas nie. Ons oë moet gerig bly op Christus, op sy bloed wat ons skoon was, op sy bloed wat ons reinig van al ons skuld, wat ons reinig van al ons ongeregtigheid, dat ons deel van God se ewige koninkryk sal wees. Jesus is die herder. Hy is ons herder. Hy is die een wat elkeen van ons aan die hand vat. Hy is die een wat ons lei na waters waar rus is. Hy is die een wat omgee vir ons. Nie die wêreld nie. Sy ore is nie doof nie. Sy oë is nie blind nie. Sy rug is nie op ons gekeer nie, sy hand is nie te kort nie. God sien die ongeregtigheid waarin jy jouself bevind. God sien die onregverdigheid waardeur ons moet gaan. God sien hoe ons behandel word. En weet jy, God is nou al baie besig om baie van ons omstandighede te verander. Maar dit is hoe ons attitude is, hoe ons binne in daai omstandigheid is, wat gaan bepaal waarheen ons gaan met hierdie situasie. As ons in 'n omstandigheid is wat verkeerd en onregverdig is, en ons join dit deur klaagliedere te gooi, dan ons gaan nie daar uitkom nie. Ons grawe vir onsself net 'n dieper gat. Maar ons sê, Here, al die ongeregtigheid, al die verkeerd,
al die dinge wat teen my is, al die verdrukking, op U vertrou ek alleen, want U is my fondasie. Die vrug van die Gees sal die steen wees wat ek sal bou, die autoriteit van God oor my lewe sal die dak wees wat ek oor my gebou sal sit. My fondasie Jesus Christus, my stene van my mure van my huis, die vrug van die Gees, die autoriteitsorde van God behoor my dak, wat my toemaak, en ek sal in die huis van die Here bly, al die lengte van my dae. Dis waar ek sal wees. Ek wil 'n paar gedagtes gou vinnig met julle wissel. Gister by die bid hier, Mike 'n baie interessante ding gesê. Pastoor Mike Andrew. Hy sê vir ons glo in God, ons vat die Bybel. Ons maak die Bybel oop en dan glo ons in God. Ons kyk na die dinge van die Ou Testament en ons lees die dinge van die Ou Testament en ons glo dis die waarheid. Ons gaan na die Nuwe Testament toe. En die Nuwe Testament is grootendeels beskryf ook wat in die verlede gebeur het. En ons kyk na die Nuwe Testament en ons lees alles in die Nuwe Testament en ons glo dit wat in die Nuwe Testament is. Ons glo dit. Ons vertrou God dat dit die waarheid is. En ons glo dan vir God ook vir wat in die toekoms gaan gebeur, soos wat hy in Openbaring en in sekere van die profetiese boeke geskryf het van wat nog gaan gebeur. Ons glo al hierdie goeders gaan gebeur. Ons vertrou God want al hierdie goeders gaan gebeur. In ons harte draai ons nie weg van God af nie, want ons vertrou God en ons glo God vir alles wat in die verlede gebeur het. En ons glo vir God vir alles wat besig is om wat gaan gebeur in die toekoms. Ons glo dit. Ons vertrou God. Maar nou staan ons hier by die hede. Hoekom vertrou ons nie God nie? Waar is God hierso? Waar is ons vertroue verhouding met God hier? In die hede, in the present. Waar is God in ons lewe hierso? En dis my vraag. As ons God glo oor die verlede, as ons God glo oor wat in die toekoms gaan gebeur, hoekom glo ons nie God nou, wat nou vir ons sê, roep my aan en ek sal jou hoor, roep my aan in jou benoudheid en ek sal my hand na jou toe uitsteek, roep my aan nou, jy sal seer hê, jy sal pyn hê, jy sal die letsels en skaars hê, maar ek sal jou God wees, ek sal jou vader wees, jy sal my seun wees, jy sal my dogter wees. Hoekom glo ons nie vir God vir dit nie? Hoekom? Ons geloof is nie daar nie, want ons lees nie die woord van God nie, ons leef nie ons Christendom uit nie. Dis tyd dat ons ophou kerk speel, want net om Sondag kerk toe te kom, is nie goed genoeg nie. Al is jy elke Sondag en al is jy elke dag hierso, dis nie goed genoeg nie. Weet jy wat is goed genoeg? Die dag wanneer jy besluit om te sê, Here, ek het U in my lewe nodig. U is my Vader, ek is sondig, ek het U nodig, ek het U vergifnis nodig, ek het verhouding met U nodig, ek het nodig dat U my sal vergewe, soos U aan die kruis gehang het en die mensdom gered het ek nodig dat U my sal red. Maar ons draai teen die Here, want ek is mos macho. Niemand gaan vir my sê wat ek moet doen nie. Ek kan dit regmaak met geld, ek kan dit regmaak met geweld, ek kan dit regmaak met my gewildheid. Ek kan dit regmaak deur mense te probeer manipuleer, ek kan dit regmaak op enige manier, maar die enigste manier hoe jy goed kan regmaak is om terug te keer na God toe. Dit is die manier hoe ons dit regmaak. Dit is die manier hoe ons na God toe gaan en op ons knieë neergaan voor God. God aanbid, vir God roep en vir God vra, Here, help my. Here, red my. Dit is wat dit is. Manne gaan staan. Man, en ek lewer so groot gebed. Ek het 'n groot alfabet. En ek praat hierdie mooi en ek praat Christianese en ek gooi hierdie gebed en mense kyk na my en hulle dink, "Oh, man van God." Maar hierso is niks, dis leeg. Dan gaan staan 'n ander man. Dan gaan staan aan een kant, van niemand hom sien nie want hy kry skaam. En hy sê, "Here God, wees my as sondaar genadig." Maar sy hart is oop, sy hart is vleis. Dis nie klip nie, dis vleis, dat God kan kom met sy gees en sy vinger van sy gees kan kom skryf aan daai man se hart, die wet van die Here in sy hart. Dis waar ons moet wees. Dis waar ons moet wees. En dis waar ek jou gaan los vandag. Jy moet besluit, is jy die klaagliedere van die Wesrand? Is jy die klaagliedere van Johan? Is jy die klaagliedere van Hanley? Is jy die klaagliedere van Mike? Is jy wat? Of is jy 'n kind van die Here? Is jy 'n seun van God? Is jy 'n dogter van God? En dat God jou vat uit jou omstandigheid uit. Want dis God alleen. Nie ek of enigiemand anders kan jou uit die omstandigheid vat nie. Dis jou besluit of jy daar wil uitkom en dis jou besluit saam met God. Dis waar dit moet wees. Dis waar dit moet wees. Kom ek encourage jou. Kom ek smeek jou vandag.
soos Fransja Lou vir ons gesing het, klaar geklaar. Van nou af dra ek die kruis vir Suid-Afrika. Van nou af dra ek die kruis vir Gauteng. Van nou af dra ek die kruis vir die Wesrand. Van nou af dra ek die kruis vir my klub. Van nou af dra ek die kruis vir my huis. En ek is klaar geklaar en ek bring die Here in my huis in. Dat ek kan vrede hê, ek kan liefde hê. Dat ek kan weet my God is by my. My God. Ons Vader. Ons Vader. Vader God, soos ons afsluit vandag, soos ons tot U keer, Here. Vader, moet ek my kop in skaamte laat sak oor die vele klere wat ek gekla het. Waar ek 'n klaaglied was, Vader. Waar ek geen verantwoordelikheid wou vat vir enige iets nie, Here. Waar ek dit altyd wou wegstoot en vingerwys na almal toe rondom my, behalwe na my toe, Here. Here, waar ek altyd gemou het oor die splinters in ander se oë, maar waar die balk in my eie oog my verblind het, keer ek vandag tot U, Here God. En ek roep aan, Here, dat U my sal vergewe. Vir elke broer en vir elke suster, Vader, wat saam met my in hierdie posisie is, Here, dat U vir hulle sal vergewe as hulle vergewe wil word, as hulle daarvoor vra. Want U sal dit nie net sommer doen nie, Here, ons moet daarvoor vra, dit is tog hoe dit is, dis hoe dit werk. Here, daar is soveel ongeregtigheid, daar is soveel onregverdigheid in hierdie lewe. Maar ons weet, Here, dit sal vir 'n tydjie hierso wees. As ons kyk na die lewe van Job, wat met Job gebeur het, dit was vir 'n tyd daar gewees, Here, en hoe het almal vir hom gesê, verloon die Here en sterf. Vloek die Here, laat die Here jou net kan doodmaak, dat jy kan sterwe, dat jy uit hierdie gemorsheid kan kom. Maar sy vertroue was by U. Ek bid vir 'n Jobgees in elkeen van ons. Dat ons vertroue in U sal bly, dat ons U nie sal verlaat nie, want Here, U het ons nooit verlaat nie. Here, mag ons net by onsself 'n stilte hê in ons gees. En Here, laat U hierdie kliptafels wat in ons is, hierdie kliphart in ons, sal oopbreek, Here, laat daai vleeshart in ons, daai hart van vleis in ons weer sal begin klop, Here. Dat ons daai emosie sal kan beleef terug na U toe, Here, dat die trane sal vloei uit dankbaarheid vir wat U vir ons gedoen het, wat U besig is om vir ons te doen en wat U vir ons nog gaan doen. Here, ek wil my lewe vir U voor U plaas, en elke broer en suster wat sy lewe voor U plaas, staan ek vandag in die gap en ek bid saam met hulle, Vader. Here, vernuwe ons gees, vernuwe ons uitkyk op hierdie wêreld. Here, laat ons klaar sal wees, Here, maar laat ons die kruis sal dra, Vader. Laat ons die woord, die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van verlossing sal uitdra. Here, my God, red ons. Dankie, Here, dat ons in U hand is. En wanneer ons in U hand is, Here, soos Romeine 8 sê, wanneer ons in U is, wanneer ons U liefde ervaar, wanneer die liefde om ons is en die liefde is by ons, kan niks ons skei van die liefde wat U vir ons het nie. Nie sonde nie, nie dood nie, geen krag of mag wat was of is of sal wees, kan ons skei van U liefde af nie. Ons loof en prys in hierdie dag. Ek vra U seëning, U salwing, ek vra U vrede en U vreugde oor elke broer en suster hier vandag, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.